Welkom by ons video oor die geskiedenis van rekeningkunde. Ons sal die evolusie daarvan van antieke tye tot die moderne era ondersoek, wat die deurslaggewende rol daarvan in sakebestuur en ekonomiese groei oor die eeue heen beklemtoon. Rekeningkunde dateer terug na antieke Mesopotamië, waar dit gebruik is om rekords vir handel en landbou te hou. Hierdie vroeë vorm van rekeningkunde het die grondslag gelê vir toekomstige ontwikkelings in die veld. In die 15de eeu, Luca Pacioli het die dubbel-inskrywingsboekhoudingsstelsel bekendgestel. Hierdie innovasie het die grondslag van moderne rekeningkundige praktyke geword en 'n revolusie teweeggebring in die manier waarop finansiële inligting aangeteken en bestuur word. Die industriële revolusie het beduidende veranderinge in rekeningkunde meegebring. Naarmate nywerhede gegroei het, het rekeningkundige praktyke ontwikkel om grootskaalse bedrywighede en komplekse finansiële transaksies te hanteer, wat die uitbreiding van besighede ondersteun het. In die 20ste eeu, rekeningkundige standaarde soos GAAP en IFRS is geformaliseer. Hierdie standaarde het verseker konsekwentheid en betroubaarheid in finansiële verslagtoening, fasilitering globale handel en ekonomiese integrasie. Rekeningkunde se geskiedenis toon die aanpasbaarheid daarvan om aan die behoeftes van komplekse besighede en regulatoriese omgewings te voldoen. Dit het voortdurend ontwikkel om ekonomiese groei en die veranderende landskap van handel te ondersteun. Vandag, rekeningkunde bly 'n noodsaaklike komponent van sakebedrywighede. Dit bied noodsaaklike insigte in finansiële gesondheid, lei besluitneming en verseker deursigtigheid in 'n toenemend onderling gekoppelde globale ekonomie. Dankie dat u saam met ons op hierdie reis deur die geskiedenis van rekeningkunde vergesel is. Ons hoop dat u 'n dieper begrip van die evolusie daarvan en die onontbeerlike rol daarvan in die vorming van moderne sakepraktyke verkry het.